Roem my sis, wat wil ek vandag sê? Eerste woord droom, daar gaan 12 woorde wees, droom. Ons het 1902 hieroor ook gepreek, maar ja, droom. Eerste woord is 'n droom. Maar my broer, my sis, jy droom volgens hoe jy jouself sien. Ek sien myself op 'n sekere manier en daarvolgens sê ek kan dit doen. Eendag sal ek dit kan doen, maar ek sal nie dit kan doen nie, want ek kyk eerstens na my identiteit in plaas van God se identiteit. Van wie is God? Want hy het gedroom en toe is daar ek, en hy het nie 'n nagmerrie gehad en toe is jy daar nie. Hy het 'n droom gehad. En soos wat Vader, Seun, Heilige Gees gesê het, laat ons mense maak. God se droom. So het God, Vader, Seun, Heilige Gees gesê, laat ons Unico maak. Laat ons Peer maak. En hulle was opgewonde om elkeen van ons te maak. Maar as hy dan vanuit 'n droom ons hier geplaas het op aarde en dan tot in ewigheid om saam met hom te wees, wat het hy bedoel daarmee? As jy leef, as jy droom vanuit jou identiteit, kan jy veilig wees dat jou drome, kom ons sê 97% van God af sal wees. As jy droom vanuit jou identiteit, dat jy weet wie jy is. Jy sal nie glo nie, my broer, my sis, daar's 'n donkie droom. En wat droom die donkie? Om die beste donkie te wees. Jy sal nie glo nie. Hy sal droom om te weet hoe om te op die regte manier, want daai een kry dit so goed reg. En hy droom dat hy dit ook eendag so sal regkry. Hy droom hoe om stubborn te wees soos wat 'n donkie moet wees. Hy droom, ja, hy het sy droom. Maar die een wat jaloers is, omdat hy nie soos 'n perd kan wees, en hy perd lyk daar maar, wow, man, en hy kan hardloop, en hy kan dit doen, en hy kan dat doen. Ag, die droom, die ou donkie gaan depressief wees, hy gaan negatief wees, hy gaan hom vergelyk, het gaan 'n donkie met issues, man. Hoekom? Want hy kyk na die perd, en in plaas van hy kyk, God het hom gemaak, om 'n hierdie unieke donkie te wees. Amen. Aasvoël droom, ons wil nie oor hom praat nie. Ja, aasvoël droom, om die beste aasvoël te wees. Hy kan dink, maar ek sweef ook soos daardie arend. Maar hy arend, hy gaan bo daai storm, ek maak dit nie. So, ek is nie so goed soos daardie ene nie. Enige iemand al dit gesê? Nee. Ek is nie so goed, dit lyk so majesteus, dit lyk so, daar van die kraans, daar gaan hierdie arend, en almal ryf oor die arend, jy weet, en dan kom hy hier af, en hy gryp vir hom die visie, maar as die aasvoël kan droom, om die beste aasvoël te wees, hy gaan droom om oor die vrotste vleis wat daar is, oor die stinkste karkas, want hy gaan aasvoël wees, soos wat God hom gemaak het. En hy gaan 'n doel hê, hy gaan 'n roeping hê, om baie goed te verwyder wat die aarde redelik vrot sal maak van 'n klomp vrot stinkende karkasse, wat die wêreld vol kan lê. Wat se aanwins is die arend deur 'n vis te vang? Miskien 'n slang te verwyder, maar wat is die groot aanwins? Kom, aasvoël, vergelyk jou nou met arend. Hallo, my broer, my sis, elkeen het 'n droom. Is ons hier? Daar's 'n muskietdroom. Hallo. Het jy die muskietdroom? Ek dink daai ou het die beste bloed, jy weet, om te kom brr, en hy is die een wat die meeste gehaat word. Ek dink van meeste insekte dalk. En daar is een destiny en ons om vrek geklap te word, of wat ons ook al wil sê. Wat is die droom van die muskiet, man? Ek weet nie, ons gaan eendag vir die Here moet vra, van die droom van baie van hierdie goedjies. Want ek weet nie, waar daai vlieg, wat droom hy? Wat is die vlieg se droom? Jy weet, as hy regtig vlieg is, waar is die vrotste mis, waarin ek kan gaan op sit,
En daar, ek weet nie wat doen nie, ek dink hy het die eiers ook mos nie, né? En hy eet 'n bietjie daar van daai vrotmis, en hy, en hier is hierdie vliegdroom, weet jy, maar daai vlieg, wat droom van die vrotste mis, en die aasvoël van die vrotste vleis, hy is beter as ek en jy, as ons vergelyk met die ander die hele tyd. Hy leef ten minste sy destiny, want hy weet sy identiteit, dat hy is 'n aasvoël. Hy kan sy roeping vervul, daai aasvoël, daai vlieg, daai brommer. En jy? Nek? Ons is meer confused as daai brommer. Ag nee, nie meer nie. Is ons met mekaar? Oké, goed. Kom ons los daai en daar. Maar ek sê droom, die belangrikste is jy moet weet wie jy is, want volgens jou identiteit gaan jy droom. As jy nie jou identiteit weet nie, dan gaan jy na daai ene kyk en jaloers wees op daai ene se droom, jaloers wees op daai ene se ding wat hy dit doen en wil wees soos wat hulle is. My broer, my sis, ontdek jou identiteit, ontdek jouself in die woord, asseblief, want dan gaan jy weet hoe om te droom saam met jou pa, saam met Vader God. Ons gaan nog net nou so 'n bietjie stil staan. Hier is my aantekeninge. Jy sal net nie glo nie, dis in jou huis, hierdie preek. OK. Ons kyk na die tweede punt. Sy naam is nie Februarie nie, sy naam is Passie. Maar dit staan by Februarie. Ek weet julle het hierdie goed gewerk, maar ek herinner julle net daaraan. Passie. Almal sê passie. Vanuit jou droom ontwikkel jy 'n passie. Jy het 'n droom dat jy wil soos daardie ou wees en jy kry 'n passie om soos daardie ou te wees. Ja, daar is 'n ding van ek wil soos Jesus wees en iemand moet my disipel en ek wil soos daardie ou wees. Hoekom? Want hy loop so saam met Jesus. Hoe hy saam met Jesus loop, yes, maar moenie sy droom leef nie. Jy moet disipel word. Ja, jy moet leer van ander. Ja, daar's leiers, daar's mense teenoor wie jy what's accountable in Afrikaans is. Yes. Ja. Teenoor daai ouens. Hallo? So jy gee rekenskap, maar jy is teenoor hulle, accountable teenoor hulle. En dan voel dit weet hulle wat my lewe word beheer. My lewe word beheer. Hoe meer volwasse jy is, hoe meer beheer is daar op jou lewe. Die klein laaitie, immature laaitie, ek doen my eie ding. En as eendag as ek groot is, kan ek my eie ding doen. En dan die ou wat volwasse is die een wat sê, ek sê niks tensy die Vader het sê. Ek doen niks as ek die Vader het nie sien doen nie. Here, hierdie gaan rof wees, maar nie my wil nie, maar u wil. Besluit of dit die een is wat nie volwasse is nie, wat die hele tyd moet doen wat iemand anders vir hom sê. En of dit dalk die voorbeeld is van volwassenheid, sy naam is Jesus Christus, die Seun van God. Maar mag God jou help om te verstaan, om te droom saam met Vader God, al verstaan jy nie die droom nie, al is die droom rof. Die droom is rof vir Jesus, want ek moet deur die kruis gaan, ek moet deur die pad gaan. Ek is die seun van God met die krag van God, die seun van die mens, die koning van konings. En hier in Getsemane moet ek besef, volgens my identiteit gee ek my as die lam van God. My identiteit is ook die lam van God, wat ons die lam sal sien tot in ewigheid. Die lam sal gesien word tot in ewigheid. Hallo? As jy weet wie hy is, ja, ek is die seun van God, dan is dit nie reg om nou daar so te in Getsemane oor jouself oor te gee nie, want jy kan net met een woord, legioene van engele beveel. En hierdie klompie soldaatjies is niks. Maar volgens sy identiteit verstaan hy sy eindbestemming. Identity determine destiny. En omdat hy die droom sien volgens sy identiteit, weet hy die droom is, Vader wil die nasies as sy woning maak.
Vader wil die nasies sy woning maak. En Jesus sien sy liefde, die Vader se liefde en sy eie liefde vir my en jou. En daarom sê Hebreërs 12, vir die vreugde wat hom voorgehou is, het hy die kruis verdra. Wat noem ons dit? Passie. Passie, want hy sien die droom. Passie, want hy sien die droom. Want so lief het God die wêreld gehad, want so was die passie in God se hart. En uit daai passie het hy sy seun gegee, gegee. Want daar was 'n droom. Hallo my broer, my sis, vanuit jou droom gaan jy 'n passie hê. En hierdie passie gaan wees of jaloesie teenoor iemand. Dit gaan wees om iemand af te breek, want jou droom is om iemand te wees. En om hierdie iemand te wees, werk daar 'n passie van jaloesie, wat die eerste dood in 'n familie gebring het. Jaloesie van Kain tot Abel. Werk daar hierdie passie om, maar dan kom na jaloesie, na ywer en al hierdie goedjies, goggas, begin manifesteer. Wat is die passie wat in jou brand? Dit gaan vir jou sê of jou droom van God is op 'n plek waar jy jou identiteit weet voor God. Daar's 'n passie, 'n vernietigende passie in my en jou. En daar's 'n passie wat lewe is, wat lewe gee, wat energie gee. Hallo, as jou energie gaan kyk waaroor droom jy? Waaroor droom jy? Is jou droom oor dat al die omstandighede net mooi loop? Droom dat as ek eendag daai geld het, dan kan ek. As ek eendag hierdie werk het, dan kan ek. As ek eendag dit, as dat, dan kan ek. En daardie as dit is deel van die droom. As ek weet wie ek is, sê dit volgende keer. As ek weet wie ek is en wie is my God, dan gaan ek 'n hemelse droom. My droom uit die hart van die Vader, ek gaan hom kan leef. As ek weet wie hy is, en ek weet wie ek is, saam met hom. Amen. God het 'n droom vir Israel, om Kanaan toe te gaan. God het 'n droom vir Israel, om vry te kom. En Moses sê, wie is ek? Wat is my identiteit? Wie is ek? En God sê, ek is wie ek is. God sê, verstaan my identiteit, dan sal jy jou identiteit verstaan. Begin by om te ontdek wie is jou God en jy sal weet wie is jy. Hallo, is ons nog hier? Dit gee vir my passie. Derde een, visie. Visie, ek wil dit doen, ek wil dit doen, ek wil dit doen, ek wil dit doen. Maar as daar verwerping is as 'n passie, dan vorm hierdie visie op grond van die verwerping. Op grond van die verwerping. Nommer 1, droom. Jy sien jouself op 'n sekere manier. En vanuit daai ene kom hier so 'n passie van, ek het 'n vrees teenoor ander mense, ek het 'n jaloesie teenoor hierdie een. Ek voel bedreig deur daai een. Ek kan saam met hierdie ene die ding doen, maar nie saam met daai ene nie. En hier is 'n energie wat my gaan vernietig, hier is 'n energie wat ek ontvang as ek die droom sien met my identiteit en sy identiteit, as ek die passie van sy hart sien van liefde, en dat dit my passie word, nie 'n passie van vrees, nie 'n passie van angstigheid, nie 'n passie van spanning, dat daar gaan nie genoeg voorsiening wees nie. Dit wat jou dryf, jou passie. Vanuit dit kry jy 'n visie, dis wat jy sien. Dis jou toekoms wat jy sien. Dis wat jy sien. Waarna toe gaan jy, my sis? Wat is in die praktyk? Hierdie is die ding wat ek wil doen. So wil ek 'n besigheid bou. So wil ek 'n praktyk bou. So wil ek hierdie goedjies doen. Hoekom? Mag dit wees omdat jy weet hoe om te droom en hoe om vanuit daai droom 'n energie te trek, 'n passie te trek wat jou dryf. As die visie jou dryf,
Jy bou hom onderste bo. Jy bou die huis onderste bo. Gooi nie die teëls en die dakkappe in die grond nie, asseblief. OK? Kom ons begin by wat's die droom, wie's hy, wie's jy? En wat motiveer hom? Dit motiveer jou. Wat dryf jou? Sodat jy kan kom dat jou visie God se visie is. Daar's 'n ding wat Petrus dryf. Daar's 'n ding wat Petrus dryf. Daar's 'n visie wat hy het. Daar's 'n visie wat hy het, maar hy sien nie wie Petrus is. Hy sien nie wie God is nie. Hy sien nie die liefde van, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gegee het. En al het Jesus 10 keer, meer as 10 keer verduidelik, dit is wat moet gebeur, die seun van die mens moet oorgelewe word, hy moet sterf, maar dan op die derde dag sal opstaan. Al hy goed is gesê, maar hy kan dit nie hoor nie, want die stem van die visie is groter. Daarom, toe Jesus sê, ek gaan oorgelewe word, sê Petrus wat? Oor my dooie liggaam. Niemand sal u doodmaak nie. Ek sal my lewe gee, maar niemand sal u doodmaak nie. Ek Petrus sal my lewe gee vir die visie. Nie vir Vader se drome, nie vir Vader en Jesus se passie nie. En wat sê Jesus? Wyk agter my Satan. Gaan met die visie. My broer, my sis, gaan met die visie. Sonder God se hart, sonder God se passie, sonder om hom te ken, sonder om sy identiteit te verstaan en te ontvang en jou identiteit in hom. Gaan met die visie. En wat gaan jy sê? Ek het die visie geleef, ek het die duiwels uitgedryf, ek het in die naam geprofeteer. Jesus sê, ek ken jou nie. Ek ken jou nie. Matteus, bergpredikasie. Ek het die visie geleef, ons het die visie geleef. Jesus, ons het in die naam geprofeteer. Die duiwels het regtig gewyk toe ons sê in die naam van Jesus. Ons het die bewyse dat ons die visie geleef het. En daai ek ken jou nie, is ek herken myself nie in jou werke. Ek herken myself nie in jou nie. Want gedryf deur 'n klomp ander dinge. En die som totaal van dit wat jy geleef het op aarde, met 'n visie, 'n goddelike, 'n Christelike visie. Aan die einde, ek ken jou nie. Ek ken jou nie. Nee. The reward of I will give my life is get behind me, Satan. My broer, my sis, ons moet eerder gaan stil sit by die Here. Ons moet eerder sy hart gaan leer ken. Hallo? En daar waar ons verkeerd gebou het, om te sê, sorry Here, help ons om af te breek. Ons sal dit nie persoonlik vat nie. Ons kan gaan dalk bietjie moedeloos wees, Here, maar help ons dan. Maar help ons en breek asseblief af met genade dit wat ons gebou het, wat nie van U af is nie. In U naam, maar U is nie daarin nie. In U naam, maar U is nie daarin nie. Moet ek het nog sê, in U naam, maar U is nie in daardie werk nie. Dit het nie 'n woning vir God geword. Dit het nie 'n plek geword waar God welkom is nie. Droom, tweede een was passie, derde een visie, wat jy moet vind. OK, ons is verby Maart. Ons gaan vir 12 vandag, né? As ek reg onthou, ongelukkig nie 7 maande in die jaar nie. Goed, nommer 4. Keuses. Weet jy, ongelukkig partykeer, dan kies ek iets. Iemand het iets gesê, toe ek klein was. Iemand het my seer gemaak. Iemand het my verneder. En ek maak 'n keuse in bitterheid. Ek maak 'n keuse om U te vergewe. Ek maak 'n keuse om my hart toe te maak. Ek maak 'n keuse om sekere goed te glo. Nou die vyand, ek gaan hom later sê, hy begin hier so by nommer 12, maar hy werk van agter af vorentoe. Hy moet maar van agter af werk, want hy kom van daar. OK, hy kom van agter af vorentoe. So hy moet jou net kry om 'n sekere keuses te maak, sodat jy nie God se visie sien, sodat jy nie
vanuit God se passie van genade, vergifnis en liefde kan leef nie, sodat jy nie jouself vind en sodat jy nie God vind in wat jy doen nie. So hy moet jou net kry in daai verkeerde keuses, maar jou keuses is beskermd. Jou keuses word beskerm deur God se wysheid, deur God self, as jy weet wie hy is, droom, vind jou droom by hom, as jy sit by jou pa en jy droom saam met hom, as jy die passie verstaan wat jou dryf, en dat jy daai verkeerde passies, verkeerde vernietigende vure uitkanseleer uit jou lewe, met die verterende vuur, God homself. God, you're my motivation, you're the reason for living. Lewe is Christus, sterwe is wins. Dis passie, wat oorloop na visie. As jy dit weet, as jy veilig in jou keuses, then your choices will submit to God's dream, God's passion, God's vision. Dit is ons met mekaar. Want met ons keuses kan ons 'n klomp twak aanvang. En so in die perfekte wêreld, in die perfekte wêreld, maak Eva 'n keuse en maak Adam 'n keuse. Hallo? So al is die omstandighede perfek, jy kan nie vernietiging inroep met 'n keuse. God gee jou 'n vrye wil. Dit is 'n scary ding, want met 'n vrye wil kies iemand om te gaan brand in die hel. Selfs sonder dat hulle weet. Maar daai keuse, daai gevaarlike ding van keuse, jy kan 'n keuse maak en in daai keuse wat daai leier maak, vernietig hy miljoene mense in oorlog. Daai wêreldheersers, daai wêreldleiers, maar hy maak 'n keuse, hy maak 'n keuse en hy maak 'n keuse. En daai drie wat daai keuses gemaak het, gee die wêreldoorlog en gooi die wêreld te mekaar in 'n vernietiging. Nee. God gaan ons help met ons keuses. Amen. Amen. Is daar nie 'n skrif wat sê ek hou vir jou die lewe en die dood voor, kies die lewe. Ek haas my. Volgende een. Punt nommer 5. Het julle nommer 5? Begeertes. Skryf hom neer, begeertes. Alright, almal gou. Wat was nommer 1? Droom. Vanuit die God se droom en jy weet wie jy is, jy weet wie hy is, is daar 'n passie. Vanuit daai passie, daai energie wat jou motiveer. Nommer 3, vorm jy 'n visie, jy kan sien. Volgens wat jy dan sien, vanuit daai passie, volgens wie jy weet wie hy is, jy droom saam met hom, jy het 'n passie, jy het 'n energie, vorm jy 'n visie en vanuit daai plek is jou keuses beskerm. En nou eers kom ons by begeertes. Begeertes. Kom ons vat hom nou weer hierso uit die helse kant uit. Die vyand moet vir jou sekere vleeslike begeertes gee. En solank jy daai vleesbegeerte, daai begeerte om daai ou nek om te draai, nou nie een van julle nie, daai begeerte om net te gaan lê in mismoedigheid, daai begeerte om nou maar net depressief te wees en daar te bly, en nie sekere keuses te begin maak nie. Nee, daar is goedjies wat hanteer kan word op 'n natuurlike manier, wat diensknegte moet wees in ons lewe, van sekere selfs medisyne. Maar, jy kan kies om daar te bly lê, en laat dan daai negativiteit of depressie jou God wees, laat hy jou leiding wees, laat hy die Heilige Gees wees in jou lewe. Hy gaan 'n ander gees wees, wat jy moet lei, en kry jouself jammer, waar die fokus jy is, waar die fokus is jy. Saak met wat God sê, saak met sy woord, saak met sy droom, saak met sy passie en energie, saak met sy visie. Dis hoe ek voel en die realiteit van my lewe is hierdie nommer 5, begeertes. Ek het 'n begeerte om net te lê. En ons is almal mens, ons is almal op pad. Hallo, ons is almal op pad. So daai begeertetjies en daai verkeerde begeertetjies, daai welles, daai negativiteit, daai hallo, dit gaan kom, maar dan hang dit af van wat jy daarvan maak. Los hom eers daar en hardloop hier verby hierdie nommer 4, 4, 3, 2, 1 en hardloop terug na
Wie is jy en wie is God in sy teenwoordigheid en jou tyd met God, tyd met die woord is, jy kom as kind na jou Vader. Vanuit jou identiteit het jy die vrymoedigheid omdat jy kind is en jy hardloop in die genade troon in. En jy het die tyd met jou Vader, tyd met die Heilige Gees, tyd met die voorbeeld van Jesus deur die woord. Hardloop verby al daai ander robbies. Want as jy nie verby hardloop nie, daai robbies begeerte gaan maak dat jy 'n keuse maak volgens daai begeerte. En volgens daai gemorsbegeerte maak jy 'n keuse en dit sê vir jou, wat is die visie? Nee, dit gaan nie werk nie, daai gaan nie werk nie, hierdie gaan nie werk nie. En dit sê vir jou of jy passie het. Nee, jy het nie energie nie. Ja, as nie meer 'n passie nie, die dinge is gone. Hallo? Daar was, toe jou hart vir die Here gegee het, 'n sterk passie. En daar was, toe jy sekere keuses gemaak het met God, en wat jy met gebed gehardloop het, en jy met mense gepraat het oor die Here. Ek sê nie, dit is nie meer vandag daar nie, maar daar's baie sulke situasies, waar ons nie net moet teruggaan na jou eerste liefde nie. Jy het jou eerste liefde verlaat. Jy het al hierdie goedjies gedoen, maar jy moet teruggaan na die passie wat van my afkom. My afkom. Waar die eerste gebod geld. Die grootste gebod geld. Passie vir God. Passie vir jouself. Passie vir ander mense. Hallo? Ons praat van liefde. Liefde. Die grootste passie. Want jy kan al die visie goedjies doen, jy kan al die goed doen, jy kan die goed kies. Ek het 'n begeerte om my lewe neer te lê, 'n begeerte neer te lê, maar dit is nie vanuit die passie van God nie. En ek kies om my lewe neer te lê. En ek is nou al vrek en ek hardloop in die visie, maar dit is maar rof. Dit is rof in die koninkryk. Die ou duiwel kom so teen 'n mens. En jy kom in hierdie passie, want die passie is nie van God af nie. En wat sê die skrif? As jy al daai goed kan doen, fantastiese keuses, fantastiese, vanuit jou begeerte om seker te doen, maar jy het nie die passie van God nie, maar jy het nie die liefde nie. Klinkende simbaal, luidende pot, wat ook al. Jy is net een groot friekezooi geraas. Jy is net 'n geraas. En wat jy doen is, jy maak net geraas. Wanneer jy praat oor die koninkryk, jy maak net geraas. En solank jy geraas maak, kan die vyand chill, hy kan sy popcorn eet en kyk na die comedy, jou lewe. Hallo? Ons moet daar begin. Daar aan die begin. Amen. Dit is 'n begeertes. Dit was nommer 5. Nommer 6. Al hierdie goedjies gee vir jou iets, 'n perspektief en opinies. Perspektief en opinies. As jy kan neerskryf 'n woord, nou gaan jy 'n boek skryf of jy gaan nou 'n diktaat skryf of jy gaan neerskryf dit wat jy glo. Hierso kom geloof in. Hierso kom geloof in. Hier kom geloof in. Jou perspektief kom vanuit die woord. Vanuit die woord kry jy 'n perspektief en daai perspektief is gelyk aan wat jy glo. Skryf ons so. Daai perspektief is wat glo jy? Meneer, wat glo jy? Jy glo dis okay om te wara. Nou gaan wara en vernietig jou lewe. Jy dink jy's oulik. Nee, doen nou nie. Wat is jou perspektief? Dis nou waar jy sien wat God sien. Dis nou waar jy sien wat God sien. Dis waar jy kan, dis waar jy gaan eet volgens jou woord. Jy gaan jou woorde eet, sê hulle mos, né? Dood is en lewe is in die mag van die tong. Spreuke 18 vers 21. Gooi hom neer. Spreuke 18 vers 21. Dood en lewe is in die mag van die tong. Het Jesus nie gesê, mens gaan nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord uit die mond van God. Wat is die grootste perspektief van misleiding? Die perspektief van, ek moet werk,
dat daar kos op die tafel kan wees. Ek moet werk dat daar voorsiening is en ek werk sodat dit ook werk want ek gaan nie die werk kry. Daar's nie tyd nie, ek werk so vrek, ons is so besig. Is dit wat God gesê het? As jy daai goed sê, is dit 'n sondebelydenis? Of kom ons sê dit is nie 'n sondebelydenis nie, dis net gewoon sonde misleiding wat jy praat. Gaan kyk in die spieël en gaan vra, Here, het U bepaal dat ek so besig moet wees? Of hoe moet ek dinge saam met Heilige Gees verander by die werk? Hoe moet ek nee sê vir sekere mense, sodat ek verstaan hoe om by U te kom, by myself uit te kom, by die mense om my wat U om my geplaas het, en om te droom saam met U. Want as jy nie tyd maak met God nie, my boet, my sis, vergeet van droom met God. Vergeet van 'n hemelse droom wat 'n realiteit word en ewigheidswaarde het. Vergeet van 'n passie dat jou hart en God se hart een is. Dat wat jou dryf in jou hart is wat God dryf in sy hart. En daar's 'n kameraadskap, daar's 'n lewe saam met God. Jy het hom lief, hy het jou lief, jy het jouself lief, jy het ander lief en daai energie, daai passie weer. Vergeet van dit, man. Etcetera, etcetera. Vergeet van daardie goed, want jy sit in 'n plek met 'n perspektief van hoe jy kyk na die lewe. Hoe jy kyk na die lewe. En dit is 'n gejaag, volgens die skrif, na wind. En jy werk, en jy werk, en jy werk, vir wat? Is dit wat God gesê het? In daai werk, nee, ek werk my vrek. Die probleem, is dit die werk? Of is dit jy werk nie vanuit God se passie nie? Wat jy ook al doen, doen dit vir die Here. Hoekom? Want jy het lief vir hom. Hoekom moet jy doen alles asof vir die Here? Want jy het hom lief en omdat jy hom lief het, sal jy hom gehoorsaam. Die wat my lief het, sal my gebooie onderhou. Dis wanneer jy begin by passie. Liefde. Dan gaan jy aan die einde van die dag die regte perspektief hê, wanneer jy by die woord kom en jy weet, die woord sê so en ek gaan hom gehoorsaam. Klaar. Maar as jy daar van die hel iets hoor, dan gaan die vyand ook vir jou perspektief gee. Hy gaan ook, en dis waar hy na Jesus kom met wat? Met die woord. Met die woord, eet hierdie woord, Jesus, eet hierdie woord. Eet hierdie woord. As jy die woord nie ken nie, dan gaan jy nie perspektief hê in die woord nie. So God sê nie, jy moet daai skrifgie ken nie. Ken daai skrifgie en die duiwel kan jou mislei. Ken daai versie, my boet, my sis, wat ken jy? Ken jy 'n versie of 2 of 3 of 4? As jy daai versie nie ken sonder die hart van God, sonder die droom van God nie. As jy daai versie nie ken nie, hier uit die hel uit is die duiwels gereed om vir jou skrifgies te gee. Hy's gereed om vir jou 'n klomp skrifgies te gee. Hallo? Hy het dit getraai en hy het gedink ek gaan wen want ek het vir die seun van God gegee. Jesus het gesê in sy woord, kom ons quoteer skrifgies. En die ou vyand quoteer die skrifgie in jou gemoed. Maar as jy perspektief het, en God se hart en God se droom sien, dan gaan jy sê, daar staan ook geskrywe. Nie net omdat jy 1000 skrifte gememoriseer het nie, maar omdat jy God se hart agter die skrif gesien het. Omdat jy saam met Heilige Gees aan die woord geraak het. En nie met 'n demoon van godsdienstigheid aan die woord geraak het nie. Don't touch the word without the spirit. Hallo? En dan beteken dit wat? Jy moet jou vrek werk sodat die brood op die tafel is. Jesus was honger, hy het behoeftes gehad. Hy was honger, dis 'n realiteit, jy's honger, daar moet kos wees, hallo. Daar moet kos wees. Martha, daar moet kos gemaak word. Maar Martha sonder Maria by die voete, sonder dat jy by die voete ook sit, sonder dat jy die hart van Jesus ken. Is dit wat jy doen, is nie die beter nie. Dit is nie die wil van God. Dit is nie die perfekte wil van God. Dit is nie wat God vir jou het nie. Dan werk jy jou vrek in die kombuis om vir Jesus kos te maak. Nee. Of voel jy grand, want jy het nou hier so uit jou erfporsie het jy nou die helfte, 50% vir die kerk gegee. 10 miljoen. Jy weet. Ons gaan nie 'n probleem daarmee hê nie, maar jy het 'n probleem voor die Here. Hallo?
En dan moet ons dit nie vat nie. Daar's 'n motief van Naaman met die geskenk. En die profeet sê, jy vat nie aan daai geskenk nie. Vat aan hom, melaats. Mr. Gehazi, van waar is jy? OK, alright. Goed. Is julle met my? Van waar, Gehazi? Julle het ons nou al gehoor, né? Dat jy vir jou kinders wil sê, van waar, Gehazi? Waar kom jy nou van? Dan jy gewoon nie geweet, jou kind kom daar, maar jy weet sommer, pa, ma, julle het al gebeleef, né? Jy weet sommer, hier, wat's moeilikheid. Ag, die Here gaan ons help. Amen. Jou perspektief en jou opinies, jy sal dit eet. Jy sal vreet daardie opinie van jou. En weet jy wat gaan jy dan sê? Ek het julle gesê, dis hoe dit werk. Ek het julle gesê dit gaan gebeur. Ja. Jy het gesê dit gaan gebeur. In plaas van, wat het God gesê wat gaan gebeur? Maar wat het God gesê wat gaan gebeur? Is 'n bietjie meer moeiliker as net ek wat terugsit en sê, opinievorm van, dit gaan gebeur, of dat gaan gebeur. Nie meer nie. Ek haas my. Ons is nou by wat? Julie. Vinnig. Eerste een, God het 'n droom gehad. Jy droom saam met God. Jy weet wie hy is, jy weet wie hy is. Julle droom saam in die lewe. Om hom te ken, dit is die ewige lewe. 2, wat hom dryf jou. Julle hart is by mekaar, hart tot hart. Hart van die vaders by die kinders, kinders by die vaders. Daar's passie, droompassie. 3 een, wat jy sien is wat God sien, daar's 'n visie. Hierdie goed beskerm dat jy nie 'n klomp twak besluite maak nie. Keuses, nommer 4. Keuses. Vanuit jou keuses wat jy kies, is begeertes veilig. Kan jou begeerte veilig wees. Here, ek lê my begeerte voor U neer, want ek wil volgens U keuses wandel. Jy lê dit neer, want jou keuses in die naam van die Here moet jou begeertes beskerm, want jy kan Robbies begeertes hê. Jy kies om jou hart te bewaar, want uit die hart kan begeertes kom wat Robbies is. Maar, as my begeertes reg is, yes, wat gaan ek hê? As jou hart by God is, as jou hart besny is, as jou hart gebroken is voor God, as jou hart aan hom behoort, as daar hart tot hart kommunikasie is, from deep calling unto deep, wat is dit? Hart tot hart, as jy daai woordjie hoor in 'n lied. As dit daar is, my boet, jou perspektief gaan reg wees. Dit wat jy gaan eet in die lewe, dit wat jy gaan eet, van die stof sal jy eet, meneer Slang. Jy gaan aan die einde van die dag, is daar soos gesegde, stof vreet. Maar, hallo, ek weet nie. Maar, wat jy gaan eet, gaan kwaliteit wees. Dit gaan vir jou lewe wees, dit gaan vir jou voeding wees, want daar's iets wat kom. En vir dit wat kom, is die eerste ene verder, strategie. Wanneer jy 'n strategie in die lewe kry, ek het 'n strategie om iets te doen. Hierdie strategie kom van oulike idees, in plaas van die droom van die Vader, met sy passie wat jou dryf, met sy visie wat jy sien, met keuses in lyn met sy woord, saam met hom, met jou begeertes wat suiwer is, jou liefde wat skoon en mooi is, en nie vuil is nie. Hallo? Hallo? Met die woord wat jou beskerm, en op die woord sal jy, die rots sal jy bou, vanuit daai ding van daai beginsel, van op die woord sal ek bou, op die rots sal ek 'n lewe bou. Nou kry jy strategie, as jy die fondament lê van die woord as fondament, nou kry jy 'n strategie om jou huis te bou, jou besigheid te bou, jou kliniek te bou, jou wat ook al jy wil doen. Vanuit daai plek, wat jy gaan bou, gaan bly staan, hy gaan bly staan. Kom die storm, hy gaan bly staan. Kom die storm is jou huis 'n getuienis. Want al die ander huise val, maar jou huis bly staan. Hoekom? Want hy's 'n getuienis. Wat is die getuienis? Jy het gebou op die woord. So daar's 'n strategie van God, sodat jou huis kan staan in die storms. Die kerk gaan staan. As hierdie beginsels werk in die woord, God gaan die nasie skud, sodat dit what is unshakable will stand. The word. Want hy wil sy woord wys.
Hy wil wys die onwankelbaarheid van sy woord. En wie het sy woord geëer? Wie was lief vir sy woord? Wie het sy woord ontvang? Wie het sy woord bewaar in sy hart? Vir wie was sy woord kosbaar, bo alle ander dinge? Wie het sy woord geëer bo die woord van enige ander ding wat gebeur het met hulle? Strategie om te bou saam met God. Jy skryf hom, strategie. So daar's 'n strategie. Nou loop ons hier uit die hoofkantoor uit saam met die Here. Ons is nie in die sitkamer van tyd met God waar hy klop aan die deur, ons maak oop, ons het intimiteit met God. Ons is nie by die eetkamertafel waar ons saam met hom maaltyd hou nie. Ons is in die studeerkamer. Ons is by die kantoor en ons kry aksieplanne. Dis wat gaan gebeur. As ek God se strategie het, okay, hierdie is die strategie, gee vir my dan die aksieplan. Wat is my aandeel? Wat moet ek gaan doen in die praktyk? Het jy al ouens gesien? Hulle het 'n visie, hulle het 'n strategie, en dan op die ou end, daar's nie eens 1% van daai strategie wat op die grond kom nie. Want eers moet jy tot aksie oorgaan. Wat is die aksieplan wat jy dan nou môre gaan doen? Wat jy môre gaan doen? Hallo? Maar as ek frustreerd is, met my sis, en ek voel ek het nou genoeg gehad, kom ons gaan weer hier uit die hel uit. As ek nou genoeg gehad het, en in frustrasie, en in viesheid, en ek het offens gevat, en ek is in bitterheid, of ek is in hierdie ander gemors, wat gaan gebeur? Ek gaan aksies neem. En as ek hierdie aksie neem, want ek is nou soveel vol, keelvol, nie van liefde nie, keelvol van ander goed. Hallo? Kry ek strategie van hoe ek leef, ek regverdig my in my perspektief. Ek laat sekere begeertes net toe, dis net toelaatbaar. Al weet jy, dit is nie in lyn met God se begeertes nie. Jy maak keuses wat dwaas is. En jy sien dinge in visie wat nie God is nie. En daar's geen van God se passie wat jou dryf nie. En daar's nie 'n inleidende sin eers oor God se droom in jou lewe. God se droom staan vas vir jou. Maar jy weet nie hoe om die inleiding van daai droom te skryf. Word gearresteer deur die Heilige Gees, my boet, my sis, asseblief. Aksieplanne. En dis waar jy neerkom op nommer, dit was 8, nee, nommer 9. Daaglikse roetine. Die werk is so rof. Daar is nie tyd vir nie. En jy het 'n daaglikse roetine. En wie het vir jou daai daaglikse roetine gegee? Want vandag is die lewe Christus. Of vandag sal jy onder die juk van die wêreld leef. Vandag sal jy onder die juk leef van, ek moet soveel kliënte hê, ek moet soveel dit hê, ek moet soveel clients, ouens wat kom goed koop, ek moet soveel pasiënte hê, ek moet soveel leerders in die skool hê, die Christenskool, vir dinge om te werk. En daar's goed wat net moet gebeur. So kan ons begin uit die hel uit, en jou daaglikse roetine is daar, om seker te maak, dat nie een van hierdie ander 8 dinge in jou lewe realiteit kan word. So jy is so besig, daar's nie 'n manier dat jy tyd het om saam met God te droom nie. Daar's nie 'n tyd om te deel met wat is die regte suiwer passie in jou hart. Daar's nie tyd om God se visie te sien. In beginsel verstaan jy die woord, in beginsel verstaan jy, God het 'n droom, Here, ek submit tot die droom, ek submit tot die visie, ek submit. Okay? Leef woorde. As die alkoholist, ek gaan ophou drink, maar niks gaan gebeur nie. Die skrif sê, julle woorde is tot my, maar julle hart is ver van my. Hoe kry jy daai goed reg? Spring verby alles en hardloop in God se teenwoordigheid. Gaan droom saam met jou Vader, my boet, my sis, asseblief. Gaan ontdek wie hy is. Daaglikse roetine. Wat gebeur môre? Wat gaan môre gebeur? Wat gaan vandag gebeur? Jy hardloop in 'n sekere roetine. Jy hardloop verby daai parmantige Samaritaan, jy weet. Hy
word gestop in sy daaglikse routine. Jesus elke dag, man, watter dag was daar? Heel moontlik, ons moet hom vra eendag. Het hy gehou by sy routine. Die disippels wat dalk heel moontlik frustreerd was oor dit is die plan, maar daar staan Jesus nou weer daar. Hier is hy nou weer besig om met hierdie ene te praat. Hier sê hierdie ene kom na my huis toe. Daar gaan ons nou soontoe. En die plan was soontoe. Hulle was gewone mense. Julle al The Chosen gekyk, hulle het mooi uitgebeeld. Van hoeveel keer. Ons is op pad soontoe. Maar wat gaan ons interrupteer? Wat is interrupt in Afrikaans? Ja, daai mooi woord. Goed. So, hoeveel interruptions gaan daar wees, wat jou lewe so mislik en frustreerd, jy kom by die huis, soos ou mislikheid, weet nie wat nie. En jy is moedeloos, want jy kon nie jou werk doen nie. Miskien moes jy nie daai werk gedoen het daai dag. Miskien was die plan anderste, was God se droom, wat jy vanuit moes leef met passie en energie en die visie vir vandag, wat jy sien moes vir vandag, gemaak het dat jy sekere keuses maak, sodat jou begeertes, een ding en ek begeer, en dit is om saam met u te wees en saam met u te beweeg. Hallo, sodat jou die woord van God eet vir daardie dag, dit gee jou krag, regte perspektief. Hallo, en ewe skielik is daar 'n strategie op die tafel wat God kan gee, wat jou nie gaan frustreer nie. Wat is God se strategie vir jou, my broer, my sis? Het jy 'n woord oor jou finansies? Het jy 'n woord oor jou vakansie? Het jy 'n woord oor jou werk? Het jy 'n woord, vanuit wat se woord doen jy dit? Net omdat iemand 'n woord het en gesê het, jy kry die werk. Die duiwel kan 300 deure oopmaak om seker te maak dat jy nie die 301ste deur sien nie, wat God se deur is. Moenie daai ding bid. Jy weet, as ek aanvaar word by die universiteit, dan weet ek dis die Here. Lag 'n bietjie skuilie. Niemand kan nie. Jou daaglikse routine. Dis al wat jy het, my sis. Nou. Jou daaglikse routine, dis nou. Dis jy het net nou. Hierdie nou, na hierdie diens, gaan jou nooit weer hê vir die volgende triljoen jare. Jy gaan dalk hierdie woord vir die volgende triljoen jare nog nooit weer kon vat en toepas nie. In die woord, in die hemel is dit alles perfek. En jy gaan volgens perfektheid gereageer. Nou kry jy die woord en jy moet in geloof reageer. And God is pleased by faith. That faith cannot be shown in heaven. God word behaag deur geloof. Hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. God word geëer deur geloof. Hallo, want geloof sê ek hou vas aan God. Ek glo in sy integriteit. Ek glo hy het net die beste. Hallo, geloof sê nie. Weet jy, die Here was so getrou, want hy het my gebed geantwoord en hy het dit gedoen en hy het dit vir my gedoen. Wees versigtig, jy kan God nie manipuleer nie. Jy sit nie op die troon en God moet hom bewys of hy getrou gaan wees nie. En dan, ek het 'n getuienis dat God was getrou, want hy het so voorsien en hy het dit gedoen en dit. Getrouheid hang nie van sy performance af, wat jy sy performance evalueer nie. Getrouheid is wie hy is. God is getrou, klaar. Ek verstaan nie hoe dit in die praktyk werk nie. Maar hy is wie hy is, en as jy daar begin in die droom, dat jy weet wie hy is en klaar, dan in die situasie, God is getrou, al verstaan ek het nie, al sien ek het nie, al voel ek het nie, al beleef ek het nie. That is God is pleased met daai een gebed, wat jy nooit kan bid in die hemel nie. Jy kan dit nooit weer bid in die hemel nie. Maar nou kan jy hom eer, daar waar jy sit en in jou hart dit sê vir God. Waar jy nou verander, terwyl jy die woord vat en jy reageer tot die woord. Nou, daaglikse routine gaan môre anders te wees. Amen. So al hierdie goedjies, as jy nou al hierdie goedjies doen, en hopelik dit saam met die Here doen, dan kom jy by 'n plek, en ons noem dit sukses, en die eindproduk. Is jy 'n sukses?
Is jy suksesvol? Jy was suksesvol in jou lewe. Jy was suksesvol in hierdie 5 maande van die jaar. Jy was suksesvol vandat jy jou hart vir die Here gegee het. Ja of nee? Wat is die eindproduk van wie jy is? Wat is die sukses wat jy behaal het? Die skrif sê, alles sal deur vuur getoets word. Of jy suksesvol was, en of dit nie was nie. En dit sal alles verbrand word, as dit geen ewigheidswaarde gehad het nie. Dit sal alles verbrand word, as dit nie eer gegee het aan God nie. As God nie welkom was in dit nie. Maar sukses is daardie paar mensies wat bid, en daai kerk is 10 mense. En mense dink, ek wonder wat is fout daarso. Hulle is seker net 'n klik, hulle is klomp godsdienstige mense, daar's nie groei nie. Maar God het besluit, daai 10 is 'n opskantoor. Weet jy daai kantoortjie wat daar bo waar die ouens sit, wat sê watter vliegtye kan inkom, wat se aries kan nie inkom nie, wie gaan agter, wie gaan nog 'n draaitjie maak in die lug. Daai ou, jy vlieg stadiger, want jy moet nog eers 4 ander land. Wow, dit is hulle is 'n suksesvolle groep mense, want daar's 1000 van hulle daar bo in daai toring. Hoeveel vliegtye gaan crash met daai 1000 en hulle opinies, wat eers uitgesorteer word oor wie sê wat, oor wat moet nou eintlik gebeur. Daar beter net 5 wees. Daar beter net daai 10 wees. Vir miljoene mense, om veilig te wees, soos wat hulle land, soos wat hulle opstyg, en hulle weet nie eers van hulle nie, man. Hulle weet nie eers van hulle nie. En dis daai groepie mense, daai 10. En hulle bid in die gees, hulle bid akkuraat, hulle bring accuracy, hulle bring 'n sensitiwiteit, wat Heilige Gees beweeg in kerke en in bedieninge. Maar hulle is so meer belangrik, as ons nou belangrik kan sê. Hulle is so noodsaaklik, so meer noodsaaklik. Ongelukkig as die een wat vir jou vra, koffie of tee? Jy weet, daar in die vliegtuig. Elkeen moet alles asof vir die Here doen, ek verstaan. Julle verstaan wat ek bedoel. Die impak van die een is, jy het sonder koffie en tee geland. Die impak van die ander een. So daar's gemeentekies. Van so 10, van so 30. Die wat hulle in die vlees lees in absolute onvolwassenheid. En hulle het nie daai grand gebou nie, en hulle het nie dit nie, en hulle het nie dat nie. Lees hom in die vlees. Wat is die mooi woord vir pateties? Alright, pateties. Maar mag ons nie daai patetiese houding hê nie, in perspektief hê nie. Dat ons sê, dit is sukses nie. Maar jou definisie van sukses, kom ons begin hier by die hel. Vergeet van al hierdie ander goed. Jy het jou hart vir die Here gegee. Maar as jy nie tyd met hom het, nie tyd met sy woord, nie jou gemoed vernuwe, nie sy hart leer ken nie saam met die Heilige Gees dit doen nie, weet jy het 'n definisie. Daai ou in die wêreld wat God vloek, hy het 'n definisie van sukses. En volgens daai definisie van sukses, totale misleiding van wat eintlik die duiwel en die gees van die wêreld vir hom gee, begin hy nou hier, en hy leef nou hierdie droom, met 'n sekere passie, met 'n sekere visie, met sekere keuses, met sekere begeertes, met sekere perspektief, met sekere goed wat hy eet of vreet, wat ook al. Volgens wat? Volgens hierdie definisie van sukses. Wie sê vir jou jy is suksesvol? Daai ouens werk in die bediening. Weet jy, ek het in Creario ook al dit gehad. Dan ouers vanuit liefde, en mense vanuit liefde. Jong, wanneer gaan jy nou regtig vir jou 'n werk kry? Wanneer gaan jy vir jou 'n regte werk kry? Dan sê ek vir die ou, nee, dit is die Here wat jou toets. Dis die duiwel. Ek kan nie sê jou ma's die duiwel nie, maar dis die vyand wat jou gives you a setup. Om te besluit, is jy bereid om te doen wat God sê? En as daai persoon dan daai keuse maak, Here, ek doen dit wat U sê. Ek doen dit wat U sê. Ek doen nie omdat ek 'n droom het van, ek kan nou nog nie hierdie kar koop nie, of ek het nou nie hierdie wat daai ou het nie. Maar as dit jou droom is, doen iets anders. Maar as jy weet, in sy wil, dis waar ek wil wees. My voedsel is om
die wil van God te doen. Die wil van God te doen. Hallo, met jou werk, met wat jy doen, is ons met mekaar. So wat is jou sukses? Hoe sien jy jouself as suksesvol? En daai ou kom na jou toe, sodat jy wat? 'n groter besluit maak om te sê, sukses is om hier te gehoorsaam. Sukses is om saam met die bron van sukses te wandel, God homself. Soek 'n definisie van sukses, kyk na God. Dit's sukses. Wandel met sukses. Laat sukses met jou praat. Leef vir sukses. Buig voor sukses. Sy naam is Jesus Christus. Ander woord sukses vir sukses is oorwinnaar. Amen. Is ons hier? So wat is die sukses wat jy môre gaan leef, my broer, my sis? Ons is by November, so dit moet nommer 11 wees. Daar sê 11 van 12. Vanuit hierdie sukses, jy is suksesvol, so jy het 'n sekere posisie. Hierdie CEO wat hier inkom, hierdie professor wat hier inkom, hierdie ou wat hier inkom. Waar jy inloop, daar loop ons nou hierdie suksesvolle man. En mense het respek vir jou, jy het 'n sekere posisie. Jy het 'n sekere posisie. En die ou wat die skoonste is, onder God. God is die mooiste. En die een wat net onder hom is, wat die skoonste is, die mooiste is. Lucifer. Hy het 'n sekere posisie. Hy het 'n sekere posisie. Nou, dit, hier hoe verder jy gaan, hoe gevaarliker word dit. Want in die helheid kan dit ook so gou vinnig vir jou gegee word. Met hierdie posisie. En in die perfekte, nie net wêreld nie, perfekte hemel. Die gevaar van hierdie ou wat hierdie posisie het. I'm the one. Wat is die eerste ding in ons lewe? Hoogmoed. Hoogmoed. En hoogmoed is nie trots nie. Trots is een van die goed. Byprodukte van hoogmoed as wortel. Maar hoogmoed manifesteer in verwerping, van superiority, inferiority, al daai goedjies kom van 'n wortel wat noem hoogmoed. Want hoogmoed is, wat jy as jy hom nie ken nie, is die intense fokus op jouself. Intense fokus op jouself. Wil jy ontslae raak van hoogmoed, bely dit, jag die demoon van hoogmoed weg en jy gaan maar in elk geval saam met hom sit. Hardloop na die lig van die stryd behoort aan die Here. Hardloop in nederigheid, hardloop in wie God is. Hardloop na die lig en die duisternis sal wyk. Die duisternis sal wyk, hoogmoed sal gaan, wanneer jy in nederigheid, in 'n lied, in jouself, in gebed sê, Here, hier is ek. Maak wat U wil. Ek kom in nederigheid, ek kom in gebrokenheid, verander my wat moet verander. Kom met 'n leerbare gees. Hallo? En daar by punt 1 word jy beskerm, sodat wanneer jy hier kom, en daar's posisie, daar was sukses. Elke keer as Israel suksesvol was, en hulle het hierdie posisie gekry, dan val hulle in gemors. Val hulle in gemors, en dan kom hulle eers in 'n klomp gemors, en die wêreld, dan word die wêreld gebruik om hulle terug te bring by God. Hulle word as 'n slaaf onder God. So lê hulle daar. Hallo? Is julle met my? Byt net vas, ons is by nommer 11 van 12. Okay. Byt net vas. En daai plek van sukses wil jy jou woning maak, want jy droom vandag oor daai plek waar jy gaan bly, waar dit suksesvol gaan wees. Waar jy so suksesvol gaan wees en jy gaan dit hê en dit. Wat van droom van Here, waar U ek is, daar wil ek wees, want by U is my woning. Hoe lieflik is U woninge, o God van die ganse aarde. Selfs die mossie vind 'n plek, die swaalkie vind 'n plek. Hoe lieflik is U woninge. Ja, die Here gaan vir my doen, hy gaan vir my sorg. Groen weivelde, grasies, stil waters, beker loop oor. Daarvan kan jy weet, ek is oorwinnaar. Kom ons lees al die 12 goed. Maar nie een van die plekke is my woning nie. Ek sal in die huis van die Here bly tot 'n lengte van dae.
So gaan hy die hele tyd daar so sit by die tempel. Gaan hy die hele tyd daar so sit by die ark. Nee. Hy gaan hier wees by die ou klomp stinkskape. Hy gaan daar by die groenweivelde, hy gaan al daai goed, maar in die midde van al daai goed sê, dis nie my woning nie, al is ek in al daai goed. Ek sal in die huis van die Here bly, want waar hy is, daar wil ek wees, waar ek is saam met hom, waar ek hom aanbid. En in daai plek, nie in die tempel nie, daar waar hy besig is om te werk, skryf hy die mees bekendste lied in die wêreld. Psalm 23. Daar in sy werksplek, want hy doen sy werk saam met God, want wat hy doen hy vir die Here en saam met die Here, en hy noem dit sy woning. Hy noem dit sy woning. Daar's 'n woning wat God vir jou het. Daar's 'n woning wat God oorgedroom het, wat meer as die hemel is, né? So as ons by hierdie nommer 11 kom, en ons praat van daar droom, daar nommer 1, droom, wat God oordroom, is dat ek en jy sy woning word. En hierdie woning wat jy het, mag dit die plek wees waar God welkom is. Mag dit die plek wees wat God oorgedroom het. En as jy saam met hom droom, my broer, my sis, daar waar jy bly, daar waar jy leef, daar waar jy jou geniet, daar waar jy ontspan, mag dit die plek wees waar God, jou pa, ook kan ontspan, saam met jou. Laaste een. Die persoon, die kroon van die skepping. Die kern van Vader, Seun, Heilige Gees wat vir mekaar kyk en hulle sê, ons het 'n droom om iets meer te hê as wat ek, Vader, jy, Heilige Gees, jy, Jesus, wat ons hier het, met al hierdie pragtige skepping wat nou klaar geskep is. Alles is nou mooi, alles is mooi, hemel en aarde, en is lieflik, en die sterre, en alles verkondig die heerlikheid van God, en wie God is, en al hierdie goed, die skepping roep uit, oor die fantastiese majesteit van God. En God sê, maar daar's 'n droom. Daar's 'n droom. Die kroon van alles hierdie. Ons gewone kinderkerk taal sal wees die cherry op die koek. Maar, wat ons sê, die kroon van alles, van al hierdie, wat ons bo op hierdie sit, wat dit gaan die mooiste maak, soos wat iemand die kroon op daai persoon sit, en almal sê, wow, daai ou met die kroon, wie is hy? Jy en ek. Die eindpunt van God se droom, wat in vervulling gaan. Dream to reality. From a dream to the reality. Hierdie 12 punte. Wie is die persoon, wie is die kroon van die skepping? My broer, my sis, mag ek en jy verstaan. En dis waar ek en jy sit vandag. Hier sit 'n persoon. Maar ek moet hier verby al hierdie 11 gaan, wat klomp goggas in het, wat 'n klomp goedjies in het, wat 'n bietjie rof is. En net eenvoudig, gaan sit by jou Papa God. Asseblief, smeek jy. Gaan sit by jou Papa God. En sit met sy woord. Ontdek wie hy is. Dan gaan jy ontdek wie jy is. Dan vat jy hierdie roete. Dan vat jy hierdie ontdekkingsreis deur als, sodat aan die einde van die dag God na jou kyk en sê, goeie en getroue diensknegt, gaan in die vreugde van jou Heer. Kom geniet die volheid wat ek vir jou het. Kom geniet dit wat ek geniet. Kom vind die vervulling wat my vervul. En dis jou grootste beloning wat jy ooit kan ontvang. Here, kom en doen wat U wil doen in ons lewens. Asseblief, Here. Here, ek bid dat elke man, vrou in hierdie plek, dat ons sal weet wat U sê. Lei ons in dit, Here, vergewe ons met begeertes en goedjies wat verkeerd was. Vergewe ons dat ons geleef het van ons perspektiewe. Vergewe ons dat ons hier van die verkeerde kant af begin het. Here, en met elke faset van ons lewe, waar ons nie by U begin nie, gaan dit vanuit die ander kant begin, waar die ou duiweltjies en die verkeerde goed, gees van misleiding met ons gaan praat. Maar ek bid vir elke boetie en sussie wat hier is,
waar die vader van alle leuns, die vyand, geglo het, 'n leuen oor hulle self, 'n leuen oor wie hulle is, 'n leuen oor hulle omstandighede, 'n leuen in die intimidasie van sekere goed wat kan gebeur. O Here, as ons die nagmaal gebruik, wil ons sê, vergewe ons, Here, ons vra dat U uitvee, sal U dit uitvee, van hier van nommer 12, 11 tot daar so by nommer 1, alles wat nie van U af is nie, want alleenlik deur die bloed, kan ons verby hierdie nommer 10, 9, al hierdie nommertjies kom, om by nommer 1 nog steeds vrymoedigheid te hê, al het ons droog gemaak, van 1 tot 12. Here, deur U ontsaglike genade, kan ons deur die nagmaal nou, nog steeds, die vrymoedigheid hê, deur die bloed, tot U genade troon, om by U te sit, en te ontdek, U droom van my lewe. Want Vader, U is my Pa, en ek wil droom wat U droom, toe U my uitgedink het. Help my daarmee in Jesus naam. In Jesus naam. Amen, amen, amen.